Ons is besig om te gesels oor wat sê God vir ons. En ons het nou al 'n paar goedjies gedoen oor wat sê God vir ons. En vanoggend praat ons oor wat sê God vir ons oor besluitneming. Decision making. Wie van julle wil graag suksesvol wees in die lewe? Almal. Ja. Ons is so half logies, né? Ons wil graag almal suksesvol wees. Ons wil almal goed doen. En ons wil almal reg doen. Maar so baie hang af van die besluite wat ons neem. Van gaan ons daar uitkom of kan ons daar uitkom of hoe gaan dit werk? Dit hang af van die besluite wat ons neem. Nou, omdat ons kinders van God is, het ons nou hierdie spesiale, nie net voorreg, nie voordeel, kom ons noem dit 'n voordeel. Ons het 'n God wat in ons lewens inspreek. Ons het iemand na wie toe ons kan gaan en ons kan met hom praat en vir hom sê ons staan nou voor 'n besluit, kom help ons, kom wys ons, kom lei ons, kom leer ons. En dis 'n ontsaglike groot voorreg. Maar dis nie iets wat net outomaties gebeur nie. Dis nie net 'n outomatiese ding wat plaasvind in jou en my lewe nie. So, ek wil nou vanoggend met jou gesels oor besluitneming. En ek vertrou dat hierdie stuk waaroor ons nou gaan praat vir jou insig gaan bring. Maar nie net insig nie, dat dit vir jou rigting gaan bring. En jou gaan help. Want verseker gaan jy baie besluite neem in die jaar wat kom, as die Here ons spaar. Nou, mense neem gemiddeld 35.000 besluite elke dag. Dis 'n paar, is dit nie? Ja, ons neem gemiddeld 35.000 besluite in 'n dag. As jy nou net die vermoë gehad het om nou terug te gaan na vanoggend vroeg toe, en jy het hulle nou gemerk, jy weet, het ek besluit, had ek besluit, dan sou jy nou agtergekom het, jy het al klaar so 'n paar duisend besluite geneem vir die dag. Want alles gaan oor besluite, dis keuses wat ek en jy op 'n konstante manier maak. Nou ek het nou die besluite, het ek nou in 3 groepe ingedeel. Okay, 3 groepe. Die eerste groep besluite is die besluite wat ons neem, en ek noem dit sommer net autopilot. So julle weet wat is autopilot, né? Jy outomaties stuur jou in 'n rigting. Toe jy vanoggend opstaan, toe die wekker afgaan, het jy outomaties snooze gedruk. Baie mense doen dit, hè? Dis hoekom jy 'n snooze button het, dat jy hom kan druk. Persoonlik glo ek nie in die snooze button nie, dis daai ding wat jou in die moeilikheid laat kom. Okay. So maar daar seker goed wat jy outomaties doen. Jy dink nie daaroor nie. Jy weet as jou neus loop, dan haal jy jou sakdoek uit en jy vee hom af. Okay? As jy seker ouderdom is, dan maak jy net so. Of jy gooi hom hier op die mou. Dis waarvoor moue daar is, né? Okay, dis outomatiese besluite, dis die autopilot goed van die lewe. Okay. En dan kry ons besluite en ek sit hulle onder die Kronos besluite. Nou Kronos is die Griekse woordjie vir tyd. Okay? Dis tyd. Met ander woorde alle horlosie tyd wat loop. Kom ons sê die tydelike goed wat ek en jy beleef op hierdie aarde, tydsbestuur, gebeurtenisse wat aan tyd gekoppel is, dis Kronos. Dis besluite. Ek besluit, ek staan op, ek besluit, ek beweeg, ek besluit, ek trek sekere goeders aan, of ja, as jy 'n man is, jou vrou besluit vir jou, wat goed trek jy aan. Julle weet ons, die manne weet nie wat 'n klere pas saam met mekaar nie. Man sal 'n blou broek aan hê en 'n snaakse kleerhemp, en hy sal net dink, dis logies. Vrou sal sê,
Jy al gehoor, jy kan nie met daai hemp dorp toe gaan nie. Het julle dit al gehoor, manne? Hey, kom help my nou uit hierso, kom. Julle het dit al gehoor, né? Ja. Jy kan nie met daai hemp. Hy's gewas. Daar's mos niks fout nie. Nee, ek kan met hom gaan. Maar jy weet, daar's 'n kolletjie of hy's bietjie gebleik of wat ook al. Maar nou in 'n geval. Okay, die Kronos besluite is die basiese besluite wat te doen het met tyd, die goed van ons fisiese wêreld wat ons besluite oorneem in hierdie lewe. En dan is daar Kairos besluite. En Kairos het te doen met 'n afspraaktyd. Okay? Dis byna soos weet as jy nou op jou eerste date gaan en jy vra nou kan julle onthou toe jou eerste date? Julle wat al lank getroud is, of jy al vergeet. Julle sommer maar net ingeval. Okay. So daai eerste date, dis 'n spesiale ding, né? Dis 'n spesiale oomblik, 'n spesiale tyd. Nou Kairos het te doen, die woordjie Kairos binne in die konteks van die woord van God, het te doen met 'n afspraaktyd, 'n spesiale tyd vir God en jy, 'n oomblik van goddelike betekenis. En daar's baie sulke oomblikke in 'n mens se lewe, 'n geleentheidsoomblik. Dit kan ook 'n krisis wees, wat 'n Kairos tipe van oomblik in 'n mens se lewe is. Daai ding wat jou stop en skielik is daar groot goed wat aan die gang is. Okay, so dis min of meer die drie goeters wat in ons lewens aan die werk is en besluite wat ons neem. En nou kom ek gaan so sê, God kan in almal inspreek, want dis wie hy is. Maar die eerste enetjie, die autopilot besluite, dit doen ons outomaties. Die Here gaan nou nie vir jou sê, borsel jou tande eers aan die regterkant en dan aan die linkerkant nie. Daar's sekere goed wat hy los jou en my, ons doen dit, ons neem net besluite en ons gaan aan. Dis die autopilot, maar hy kan inspreek daarin. En hy kan inspreek in die Kronos besluite wat met tyd te doen het en my keuses wat ek maak in die lewe, en definitief spreek hy in die Kairos momente in jou en my lewe. So autopilot se impak is gewoonlik klein. Weet, as jy nie tandeborsel vanoggend nie, die impak is klein. As 'n paar mense wat gaan voel, maar jy gaan, veral as jy gisterand nou gekuier het met die knoffelstytjie en daai goeders, en dan gaan hy mee nou nie werk nie. So maar dis 'n klein impak en dit is gewoonlik, my ondervinding leer my hoe om daai besluite te neem en dit is instinktief. So jy neem net besluite. Dis 'n outomatiese ding. Jy stap in die pad af, hier's 'n paal in die pad. Jy kies outomaties links of regsom. As jy nie kies nie, het jy 'n probleem. Dan gaan jy en die paal mekaar ontmoet. So, jy kies links regsom, maar dis nie 'n ding van kyk, kom ons meet gou, wat is die voordele van regsom, wat is die voordele van linksom? As daar nou 'n piesangskil aan die regterkant lê, dan sê jy, okay, kom ons gaan linksom, maar dit is 'n outomatiese ding, né? So, okay. Kronos se impak is klein of dit kan groot wees. Jy kan besluite neem. Okay, party besluite is net eenvoudig logies, soos om, kom ons trek Stilbaai toe. Dis net logies. Ek wil dis nie, daar's mos nou, dis eintlik logika, die gewone goedjies, né? Jy hoef nie baie te wonder nie daaroor nie, so jy doen dit net. Maar daar seker besluite, ek voertuig koop, wat gaan ek koop? Hoe gaan ek koop? Wat gaan ek doen? So daar's 'n bietjie meer ding, daar's gewoonlik meer as een inset wat ek moet oorweeg om uitgesorteer te kry, om dit te kan verstaan, en die impak daarvan kan groot wees, of die impak daarvan is niks nie. Môre het jy al vergeet, jy het hierdie besluite geneem, môre het jy al vergeet, die goeders is deel van jou lewe, so dit gaan net by jou verby, okay. Maar, nou gewoonlik, Kronos besluite is goed wat ek en jy bestuur. Ons meet voordele, nadele, ons maak somme, ons kry input van mense af. Ek kan selfs na die woord toe gaan en sê, Here, ek wil hê u moet my leer in die woord, wat sê u woord vir my, wat moet ek besluit oor 'n saak of oor 'n ding. So ek het insette van die woord, of ek gaan praat met iemand wat ek as 'n raadgewer beskou, so ek kan input kry, en ek kan nou 'n besluit neem, en is gewoonlik het dit hier te doen met logika. Die probleem is, wanneer jy nie kan bestuur nie, jy het ook nie logika nie. Dan moet jy nou die hele tyd vir iemand anders vra om jou te help, né? So dis
Kronos besluite. Nou, Kairos besluite se impak is altyd groot. Dis altyd groot impak. En dit het altyd 'n geweldige groot effek op jou lewe. Uit die aard van die saak kan jy Kronos besluite neem, wat met die tyd en die tydelike te doen het, wat 'n groot impak op jou lewe gaan hê. Ons almal doen dit, en ons het almal al besluite geneem, en so 'n paar jaar later sê jy vir jouself, "Wah, hoekom het ek dit gedoen? Hoekom het ek daai keuse gemaak?" Dis deel van die lewe. Okay. So maar Kairos is altyd, die impak is altyd groot, die oomblik wanneer die Here tydelikheid betree. Dis wanneer God, Kairos, in 'n Kairos moment my Kronos tyd betree. En hy kom staan hier by my stil en hy verander daai situasie, daai oomblik in iets geweldigs groot, en in daai besluite moet ek nou gaan sit en ek moet onderskei, dis so 'n oomblik en ek moet daarop reageer. Nou dit kan baie goed wees. Jy kan by 'n preek sit soos hierdie en dit kan vir jou 'n Kairos moment wees. Waar 'n keuse wat jy gaan maak op grond van dit wat jy hoor, jou lewe integraal gaan verander. Dis soos bekering. Die dag toe Jesus kom klop by die deur en jy die hartsdeur oopmaak, was vir jou 'n Kairos moment. Jou lewe het integraal verander. So daar's tye en oomblikke wanneer die Here jou en my ons tydelikheid betree en openbaring bring, hoe ook al, dit kan deur 'n krisis wees, dit kan deur iemand wees wat iets vir jou sê. Man, jy kan langs die pad ry en jy in jou motor en jy sien die natuur en die berge en skielik, net so, is dit 'n Kairos moment. Heilige Gees is daar, begin met jou praat en hier is iets wat hier binne gebeur. Jy moet dit identifiseer in die eerste plek en dan moet jy 'n besluit neem. Wat gaan ek maak met hierdie moment? Wat is die keuses wat die Here hier vir my kom sê? Soms moet ons 'n keuse maak om op te hou met iets doen waaroor die Here met ons praat. Soms sê die Here vir jou, doen hierdie ding. En jy maak die keuse, want dis daai momente, maar dit is groot en spesiaal en dis lewensveranderend. Altyd lewensveranderend. Nou luister gou mooi vir my. Maak nie saak wat jy sê nie, ja of nee, in die konteks van wat jy ook al moet besluit nie. Dis altyd lewensveranderend. Jy kan Kairos momente in jou lewe hê en jy kan dit mis. Nou luister gou mooi vir my. Daar is mense wat vanoggend in die dorp is, wat die Here al lankal en vroeg al in hulle harte gepraat het om vanoggend hier te wees. Maar as gevolg van een of ander iets het hulle 'n keuse gemaak, binne in Kairos, in tydsbestuur, die natuurlike lewe, het hulle keuse gemaak om nie hier te wees nie. En hulle mis die Kairos moment van God in hulle lewens. Dis ontsaglik belangrik dat ek en jy die ingesteldheid moet hê in ons gees om die heeltyd te wil luister na die stem van die Here vir hierdie moment wat ek nou kan ontdek. Efesiërs 5 vers 15 en 16 sê hy die volgende: pas dan op dat julle nou gesed wandel, nie as onwyse nie, maar as 'n wyse. En koop die tyd uit omdat die dae boos is. So, hy sê 'n paar dinge. Hy sê nou gesed beteken leef gefokus. Nou die meeste van ons, wanneer ons die teksversie lees, dan sê ons daar en koop die tyd uit. Dan dink ons, die Bybel sê ek moet meer tyd met God spandeer. Maar dis nie daai woord nie. Dan was daai woordjie Kairos of Kronos gewees. Maar daai woordjie is die woordjie Kairos, wat ook as tyd vertaal word in die Bybel. Maar dit is spesiale tyd. Met ander woorde, hy sê vir ons hierso, jy moet gefokus lewe.
En wanneer jy gefokus lewe om die momente wat God jou lewe betree en in jou lewe inspreek, daai besluite wat jy in daai oomblikke neem wanneer die Here opdag, dis in daai oomblik se besluite, die keuses wat jy daar maak wat jou wys maak. Dis wat wysheid, waar die wysheid lê binne in daai keuse wat ek daar maak. Hy sê wandel dan nie as 'n onwyse nie. 'n Onwyse ignoreer die oomblik. 'n Onwyse is nie gefokus om te sê Here, ek wil hê U moet met U tyd en met U heerlikheid en met U bonatuurlike krag en sterkte en ek wil hê U moet my lewe betree, Here. Dis die fokus om die hele tyd te soek na die geleenthede wanneer die Here opdaag in daai moment waarin ek is. Nou Kronos is tyd wat verbygaan. Ons het nou net hierdie jaar is verby, klaar. Ons is klaar met hom, jy gaan hom nooit weer terugkry nie. Wel jy gaan die gevolge dra van hom. Want ons sit saad in die grond, is dit nie? Ons neem besluite wat saad is in die grond. Jy sal betaal vir jou besluite want dis die wet van plant en oes, hy werk daar. Kairos gaan nie oor die betekenis van die belangrikheid van tyd, met ander woorde hierdie horlosie nie. Maar dit gaan oor wat sê die Here vir my oor hierdie tyd. Wat sê hy vir my oor hierdie tyd? So, hy sê ons moet die tyd uitkoop. Met ander woorde, maak seker dat jy elke geleentheid gebruik waar God in jou lewe kan inspreek en in jou lewe kan kom deel. Iemand het eendag gesê, die wil van God sal jou nooit neem waar die genade van God jou nie sal bewaar nie. So, wat moet ek en jy doen? Ons het nou ons autopilot tyd. Die vinnige keuses wat ons sommer net so maklik maak. Het ek julle aandag? Ek en jy besluit hoeveel goed ons in autopilot tyd sit. So wanneer ons in autopilot leef, dan leer ondervinding vir ons wat ons moet kies en instink leer ons wat ons moet kies. En ek sê vir jou, ons ondervinding is nie altyd 'n goeie maatstaf vir nou se keuses. Want die slegte jaar van verlede jaar kan nie nou my besluit nou beïnvloed nie. Ek staan nou in 'n nuwe tyd en 'n nuwe oomblik. En ons instink, soos die woordjie sê, dit stink baie keer. Is net so. Ek dink almal van julle het al in instink ingegaan en agtergekom, dis nie so goed en so lekker daar nie. Maar ek en jy kies watter goed ons met instink besluit. Watter besluite ons met instink neem. Ek en jy kies dit. Ek en jy kies die goed wat ons in die Kronos tyd, die tydgoeders besluite. Ons kies wat is daarin. Jy kan nie kies wat is in Kairos nie, want God kies wat is in Kairos. God kies wat is in sy oomblikke. God betree jou in my lewe in 'n oomblik met 'n saak of met 'n ding of wat ook al. Hy betree jou lewe en dis 'n oomblik van lewensverandering. Maar weet jy wat? Ek en jy kan hom vra. Heilige Gees vra. Jesus en Vader vra. Here, ek wil nie net Kairos momente hê nie. Ek wil hê dat U sal teenwoordig wees met alles, ook in my Kronos. Ook net in my daaglikse lewe. So wanneer ek hom innooi, wanneer ek bid vir wysheid, wanneer ek met hom praat en van vra, Here, help vir my in my elke dag se besluite, my keuses wat ek maak vir die dag. Hoe ek gaan doen, wat ek gaan doen, wanneer ek elke oomblik vir hom gee, dan omskep ek bygesê as ek dan nou luister, dan omskep ek my tydelike besluite, hierdie Kronos besluite,
in Kairos momente. En ek kan ook verder gaan en sê, Here, ek wil ook hê dat U binne in my besluite wat ek instinktief neem, die autopilot besluite, ek wil hê U moet ook daar wees. Ek wil so leef dat ek 'n ingesteldheid in my eie hart en in my eie siel en my gees sal hê, dat elke oomblik en elke keuse van my lewe deurspek sal wees met die teenwoordigheid en die inspraak van die Heilige Gees. Dat selfs my instink nie gelei sal word deur Kobus van Sail en wie hy is en sy belewennisse en ervarings van die lewe nie, maar dat Kobus van Sail gerig sal word deur die teenwoordigheid van die magtige bonatuurlike Heilige Gees in my lewe. En dat ek nie net leef vir momente waar God bonatuurlik ingryp en daar's hierdie Kairos oomblikke in my lewe waarvan hy in daai skrifdeel gepraat het en ek moet dit uitkoop en ek moet daar fokus nie. Maar dat ek sê, Here, betree my oorlosie se tyd asseblief. Betree elke besluit wat ek neem, kom staan by my stil en gee vir my wysheid en insig en leiding in elke oomblik van my lewe. Dat ek nie arrogant sal wees om te dink, ek neem die besluite nie. Dis hoekom die woord van die Here vir ons sê in Spreuke, laat jou weë aan die Here oor, laat jou weg aan die Here oor, en wat gaan hy maak? Hy sal dit uitvoer. Nie net, Here, sekere momente van my pad nie, maar elke oomblik, elke keuse wat ek maak, Here, wil ek hê, U moet in my lewe inspreek, en U moet met my praat en met my deel, sodat ek kan besluite neem, gerig deur die woord van God en deur Heilige Gees wat in my woon. So dit is belangrik dat ons op daai plekkie kom, laat Heilige Gees en die woord ook jou autopilot en jou kronostyd deurdring en volmaak. Ek kan jou nou 1000% waarborg gee, dan sal jy suksesvol wees. As jy natuurlik luister, bygesê. Want daar is Kairos momente in ons almal se lewens. Wanneer Heilige Gees vir jou ietsie sê, en daai moment moet jy besluit neem, en dan kies jy om nie te luister. Ek wonder by myself. Ek wonder net by myself. As ek eendag in die hemel sou kom. Nee. My woord is nou verkeerd. As ek eendag in die hemel kom, sou moet uitkom. As ek eendag in die hemel kom. En ek verstaan dan ten volle. Wonder ek, hoeveel Kairos momente in my lewe sal ek dan agterkom dat ek heeltemal gemis het. Al dan as ek in die hemel, dan is ons perfek en is 'n perfekte plek, dan sal ons seker nie spyt wees nie. Maar kom ons leef so dat ons nie momente mis nie. So om net ietsie te verstaan rondom ons elke dag se besluite, wil ek gou net vir julle hierdie dingetjie wys. Wie van julle ken vir Peter Pan? Okay, nee, niemand van julle ken hom nie. Wie van julle weet van Peter Pan? Okay, baie dink julle ken hom. Baie van julle wat nou nog in Wonderland leef. Okay. Kan julle onthou wat het met die krokodil gebeur? Die krokodil, Peter Pan het Captain Hook se hand afgekap. Dis 'n wille storie, dis 'n kinderstorie, maar dis 'n wille storie. Sy hand afgekap en vir die krokodil gevoer. Julle onthou dit. Dis hoekom hy 'n hoek het. Maar die krokodil het 'n horlosie ingesluk. Weet julle daarvan? Hoor hierso, wie van julle weet niks van Peter Pan af nie. Julle kan sien ek het 'n klein kind. En die krokodil het 'n horlosie ingesluk. So oral waar hierdie krokodil swem, is daar 'n tik-tok hier binne. So hy het nou 'n kronos hier binne.
Weet, wat die tyd aangee die hele tyd. So oral waar hy gaan, kan jy hoor, hier swem die krokodil, want hy het die horlosie binnekant. Nou Captain Hook, wat nou die boosvig is van die storie, hy hou nie baie van die krokodil nie, want die krokodil het alreeds ietsie van hom geëet, en die krokodil wil begaai graag die res van hom ook eet. Okay, so kyk gou saam met my, net na hierdie stukkie. But now when he's about, he warns you, as you might say, with his tick-tock, tick-tock, tick-tock. Here now, shame on you, upsetting the poor captain. There'll be no raindrops today. She now, she. Go on, off with you, arse. Go away, out of it. Okay. Dit is nou net so 'n eenvoudige dingetjie. Maar baie van ons is presies hoe ons werk met kronos, die goed van tydelik is. Hy is soos daai krokodil wat jy die hele tyd wil eet. Net want ek het te min van hierdie en ek het te min tyd om hierdie reg te maak. En hierdie omstandigheid en al die tydelike goeders. Dis soos die krokodil, hy's die hele tyd net hier. Hy wil jou kom eet want hy het alreeds van jou geproe. So die ding is net, hoe reageer ek en jy wanneer hierdie kronos ons kom inhaal? En daar sy mondjie oopmaak en lus kry om ons te eet. Wanneer ons agterkom, Here, die goeders wat tydelik is besig om vrees in my op te wek, is besig om my te vernietig, is besig om te maak dat ek nie logies dink en reg optree nie. Daar is net een manier. Kry God ook in jou kronos tyd in. Kry hom daarin. En laat elke ding wat jy besluit op hierdie aarde gelei word deur sy inspraak en nie die krokodil sinne nie. Want die krokodil wil jou eet. Die lewe wil jou eet. Maar ja, kom ons leef op daai plekkie waar ons dit vir die Here kan vra. Nou, wil ek net gou ietsie sê oor God se wil. God het 'n soewereine wil. Okay, dit sluit sy wil oor die algemeen in. En daai wil sal geskied, maak nie saak wat gebeur nie. Jesaja praat daaroor, hy sê in 46 vers 9 tot 10 sê hy, dink aan die dinge wat tevore is van ouds af, dat ek God is en dat daar geen ander is nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie. Wat van die begin af verkondig die einde en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie. Wat sê, my raad sal bestaan en al wat my behaag sal ek doen. Dis die soewereine wil van God. Ek en jy kan maak net wat ons wil. Jy kan so groot en sterk wees. Jy kan die magtigste land op hierdie aarde wees met al die geld van hierdie aarde. God se soewereine wil sal plaasvind. Jy kan die vyand wees, Satan, met al sy demoniese magte wat probeer om dit te keer. God se soewereine wil sal geskied. En ons vind sy soewereine wil binne in sy koninkryk. Dis hoekom Jesus bid, Vader, laat u koninkryk kom. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Nie soos hier op hierdie aarde nie. Want hier op die aarde kan ek en jy besluite neem, maar soos in die hemel. Die plek van God se soewereine wil. En sy soewereine wil sal geskied, maak nie saak wat ek en jy doen nie. Deuteronomium 29 vers 29 sê, the secret things belongs to the Lord our God, but the things that are revealed belongs to us and to our children forever,
that we may do all the words of the law. God is nie van plan, broer en suster, om met jou en my alles te deel wat in sy kennis en in sy alwetendheid is nie. Dis hoekom, wanneer dit kom by openbaring, dan maak hy die gordyn net so 'n stukkie oop. Wat ek en jy weet van die hiernamaals en van die hemel en van die nuwe hemel en die aarde, nuwe aarde, is net so 'n bietjie. Maar ons hoef nie meer as dit te weet nie. Ons moet die God vertrou wat dit gemaak het. So God openbaar nie alles aan ons nie, en hy wys nie alles aan ons nie, en ons verstaan nie die goed van voor die tyd, en ons verstaan nie al die goed van na die tyd nie. Ons beleef nou net hier, dit wat hy aan ons kom openbaar het. Maar dat ons ook God se opdrag wil, of jy kan dit sy morele wil noem, okay? Ons kry sy morele wil hier in die woord, sy opdrag wil. Hy sê vir ons goed wat ons moet doen, en ons doen dit. So, hy het ons geskape, en hy het vir jou en my 'n morele wil gegee en 'n vrye wil. Jy sien, God se opdrag wil, kan ek en jy nee voorsê. Wie van julle het al nee gesê vir die Here? Ons almal het. Ons almal het een of ander tyd van gesê nee. Nie nou nie, of nie later, of ek wil nie so nie, ek gaan so maak, ek gaan hierdie pad loop. Ons almal het dit al gedoen en vir God gesê nee. Hoekom? Want hy het jou 'n vrye wil gegee en hy het vir jou 'n morele wil gegee. Jy kan self besluite neem. So ek en jy kan vir hierdie wil van God sê nee, hierdie morele wil van God sê nee. Matteus 7:21 sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. So ek en jy het 'n keuse om sy wil te doen. Nou, so daar, God se soewereine wil sal plaasvind, maak saak wat ons doen nie, maar daar's ook 'n morele wil, of sy opdrag wil, en ons kan daarvoor nee sê. Elke mens op hierdie aarde kan nee sê. Want jy moet kan nee sê, om te kan ja sê. Verstaan julle dit? Jy moet kan nee sê, ek moet kan sê, God, ek het U nie lief nie, sodat ek kan sê, Here, ek het U lief. Dis hoekom ons 'n vrye keuse het. So ons kan keuses maak op hierdie aarde wat nie in lyn is met God se wil nie. Ons kan selfs vir die kairos momente in ons lewens vir God sê nee. Ons kan nee sê vir die klop aan ons harte. Daar's baie goed waarvoor ek en jy kan nee sê. Hebrews 3 verse 7 to 8 says, therefore as the Holy Spirit says, today if you hear His voice, do not harden your hearts as in the rebellion. And on the day of testing in the wilderness, we have the ability to harden our hearts. Almal van ons kan dit doen. En ons doen dit op 'n gereelde basis. En is eintlik dan nou die rebellie. En dan kry ons my wil. Want God het jou mos 'n wil gegee. So ek het my wil en ek kan met my wil maak en ek my voorkeure, my keuses, dis die goed wat ek besluit wat ek graag wil doen. En dit sal wonderlik wees, luister gou mooi vir my, dit is wonderlik as die soewereine wil van God en God se opdrag wil en my wil alles in lyn is met mekaar. Dis, dan leef ons die perfekte lewe. Dan leef ons op daai plek waar ek regtig toelaat dat God inkom in my tydelike lewe en inspraak lewer en selfs in my autopilot lewe kom inspraak lewer. So ek en jy ons kan daar leef, dis die magnifieke, maar weet jy, die meeste van die tyd is ek en jy op 'n heeltemal 'n ander plek hier. Ons is nie besig om te luister na God se wil nie, ons doen net mooi wat ons graag wil op ons eie. So, my wil geskied, Here. Ek doen my dingetjie, en baie keer is daai my wil heeltemal die teenoorgestelde van God se wil. En baie van ons het daarvoor gewandel, die teenoorgestelde, maar ons het intussen tyd ons hart aan die Here gegee en teruggekom en tot bekering gekom. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê, want ons moet almal voor die regterstoel van God verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of goed of kwaad. Ek en jy kan kies, goed of kwaad, God se wil of my wil. Ons kan kies. En binne in daai konteks neem ons besluite. So ek en jy moet op 'n plekkie kom waar ons al ons keuses maak en ons moet dit verstaan. Ek maak al my keuses op hierdie aarde vanuit my wil.
God is soewerein. Stem julle saam? En God is, hy regeer. Hy is groot en magtig. Maar die Here het gesê, ek maak 'n mens met 'n vrye wil. En hy kan kies. En die Here kom nie na jou toe en sê vir my, Kobus van Sail, stap soontoe nie. Partykeer wens ek, hy wou dit doen. Want dit sou keer dat ons by die afgronde afvoeter, soos wat ons baie keer doen. Maar hy los ons, dat ons 'n keuse kan maak. En alle keuses kom vanuit my wil. En weet julle wat? Hoe meer ek my wil vat, en ondergeskik maak aan God se woord, en die inspraak van die Heilige Gees, hoe beter is my keuses. Dis so eenvoudig soos dit. Hoe beter is my keuses wat ek maak. Mark 14 says, 36 says, and he said, Abba, Father, all things are possible for you. All things are possible for you. Remove this cup from him, but yet not what I will, but what you will. Nie my wil nie, maar u wil geskied, Here. Ek wil daar leef, ek wil op daai plekkie wees. Daar's twee soorte mense in hierdie wêreld. Die wat vir God sê, laat u wil geskied, en dan die vir wie God sê, nou maar goed, maak dan soos jy wil. En dis gewoonlik dan wanneer die pop-up by die fan uitkom. Daai maak soos jy wil. Ons kan God vertrou om ons te lei op die regte pad en die regte plek. Ons kan God volkome vertrou met die planne wat hy het. Glo jy dat God het 'n droom vir jou lewe? Glo jy dat God het 'n plan met jou lewe? Kan jy hom vertrou daarmee? Absoluut, 100%. Psalm 37 vers 23 sê, deur die Here word die gange van 'n man bevestig. Hy het 'n welbehae in sy weg. Deur die Here lei hy ons, rig hy ons, en hy is die hele tyd besig om met ons te praat, maar hy kan vir ons sê nee. Almal van ons het daai vermoë om te sê nee. Ons kan self ons eie besluite neem. Helga Gross sê die volgende, gewoonlik bid ons nie dat God se wil moet geskied nie, maar dat God ons wil sal seën. Is dit nie so nie? Ja, kom sien, ek het nou besluit om hierdie dingetjie te doen, kom sit net die guns hierop asseblief. In plaas van dat ons na hom toe draai en sê, Here, kom seën, kom gee vir my u wil, want as ek in u wil lewe, is ek reeds geseën. Is dit nie so nie? As ek reeds geseën, ek en jy kan bid vir wysheid, en dit is verskriklik belangrik, dat ons konstant vir hom vra, gee vir ons wysheid. Psalm 25:4-5 says, Make me to know your ways, O Lord, teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation, for I wait all day, for you I will wait all the day long. Ek wil hê, u moet my lei. Wie van julle weet wat môre inhou? Niemand nie. Weet julle nie, ons weet nie eens wat die keuses wat ons maak inhou vir môre nie. Wie van julle ken vir Barbara Streisand? Ja? Wie van julle weet van Barbara Streisand? Okay. Moet dit anders stel. Maar dalk is jy iemand wat haar goed ken. Okay. Nou Tannie Barbara. Okay, sy sal dit Tannie. Jy het glo. Sy leef, sy het 'n huisietjie. Daar's 'n huisietjie. Julle kan dit sien daar. Ja, sies tog. Daar's 'n huisietjie, okay? Dis op die Kaliforniese kus waar sy bly. En sy kyk mooi oor die see, soos baie van julle het, huisies wat oor die see kyk. Party van julle sien so 'n stukkie, maar dis 'n huisie. Party van julle sien die see, party het 'n huisie by die see. Okay. En party kamp by die see. Okay. So Kenneth Adelman het in 2002 besluit hy gaan die hele Kaliforniese kus met sy hommeltuig afneem. Okay? En dan gaan hy foto's neem, soos wat hy gaan, dan maak hy blokfoto's. So hy wil 'n ding maak wat die hele Kaliforniese kus op 'n foto is. Dis massive. En toe Tannie Barbara daarvan hoor, toe sy baie ontsteld. En sy kry haar prokureur en sy maak 'n hofsaak teen hierdie ou om vir hom te sê hy moet onmiddellik stop, hy mag nie foto's neem van die kus nie, want hy gaan haar huis afneem.
En dan gaan al die mense weet hoe lyk haar huis, en almal gaan dan nou haar huis aflaai van die internet af, en allerlei goeders. Onmiddellik, 'n groot hofsaak, die hof sê toe vir haar, Tannie, ons weet, jy bly daar, en die mense is bewus jy daar bly, maar daar's niks wat in die wet te keer dat hierdie ou dit doen nie, so hy kan voortgaan daarmee. Maar weet julle wat gebeur? In die hofsaak sal nou besig en haar prokureur verduidelik hoe dit indring teen haar privaatheid en al die goeders, en die mense gaan weet van haar huis en die goeders, en die advokaat, of regter, wie ook al die saak nou hanteer het, vra, hoeveel keer het die mense al na die foto gekyk? Julle het mos nou sulke goedjies wat meet, hoeveel keer kyk na hulle? Toe sê die prokureur, 6 keer. As jy so in die paar maande wat nou aan die gang is, het 6 keer mense na die foto gekyk. En hy vra, hoeveel van daai 6 keer is jy? Jy is die prokureur. Nee, 2 keer is hy. So in al die tyd het net 4 mense na die foto gekyk van die kuslyn. En uit die aard van die saak hoor iemand dit binne in die hofsaakie, en dis in die koerante, sy het 'n saak gemaak teen hierdie hele ding, en skielik is daar 400,000 mense wat na haar huisie kyk. So in plek van om die ding te stop, vererger sy dit so dat dit 'n hand uitdruk. Ons dink baie keer ons weet wat die gevolge is van 'n eenvoudige besluit. En ons dink dit gaan die gevolge wees, maar ons verstaan nie, regtig nie. Daarom is dit noodsaaklik dat ek en jy God vertrou om ons te help in elke besluit wat ons neem. En dat ek en jy net 'n rustigheid en 'n kalmte in ons harte sal hê om te sê, Here, jy weet, ek moet 'n groot besluit neem. Maar kom wys vir my regtig, wat is die regte ding om te doen? Hoe om dit te doen en wat om te besluit. Kom spreek in my lewe in. Kom help my om te verstaan. Stuur mense wat miskien meer kennis het as wat ek het, om my te kom bystaan. Ek kan bid vir wysheid. En die Here stuur dalk net iemand wat wysheid het, wat alreeds deur so 'n proses is, wat vir jou kan raad gee. Of jy lees die Bybel en jy sien dit daar en jy verstaan dit daar. Een van die beste besluite wat jy in hierdie jaar kan neem wat verby is. Nou, ons almal neem besluite. Gewoonlik hierdie tyd van die jaar. Wie van julle het besluit om minder te raak? Kom maar, wees nou eerlik. Kom. Wie van julle het besluit om minder te raak? Okay, wie van julle het besluit om meer te raak? Wie van julle het niks besluit nie? Hou die hande daaronder. Wie het niks besluit nie? Okay. Dis gewoonlik hierdie tyd van die jaar wat ons het 'n geneigtheid om so terug te kyk na die jaar wat verby is. En om so 'n bietjie te meet, te vra hoe was dit en hoe dit gelyk en wat het gebeur en sommetjies te maak en al die goeters, en dan sê ons, Here, okay, nou moet ons vir die jaar wat voor lê seker goed werk. Ons wil bietjie fikser word, ons wil bietjie minder van onsself hê, ons wil ons neem besluite. Nou wil ek nie teruggaan na 'n plekkie toe en vra vir jou, hoeveel van laas jaar se besluite, laas jaar hierdie tyd, se besluite het jy uitgevoer in hierdie jaar? Want die meeste van ons vergeet binne die eerste week van die besluite wat ons geneem het. Eintlik vergeet die meeste van ons tot ons die eerste dag na Oujaarsdag aand die oorskiet moet eet. En die braaivleis wat oorgebly het, moet ons nou eet. En ons kan dit nie weggooi nie, so dan eet jy dit nou maar. Saam met die slaai, saam met die pudding wat oorgebly het, en saam met al die goedjies, en daar gaan jou belangrikste besluitjie van minder word. So, kan ek gou vir jou 'n stukkie raad gee? Gaan sit 'n bietjie. Né? Gaan sit. Raak stil in jou eie hart, in die teenwoordigheid van die Here, en vra vir hom, Here, watter een enkele ding in my lewe kan ek vandag begin om te doen? Watter een enkele ding, as ek dit kan regkry,
gaan die grootste effek op my lewe hê. En dit kan verskil vir almal van ons. Wat sal die grootste effek hê in my lewe vir hierdie jaar vorentoe? Net een ding, moenie 10 nie, net een. En wanneer jy daai een ding gevat het, dan sê jy, ek maak 'n commitment om hierdie ding te doen. Moenie 20 goed kies nie, moenie 50 kies nie, moenie eers 5 kies nie, kies net een. Wie van julle kan een ding doen? Wel, die manne, ten minste is al die manne nou deel van hierdie ding. Manne kan ons net een ding op 'n slag doen. Okay. So, jy kan net een ding doen. Kies daai ding en wees konstant daarin. Commit daaraan. Hou gefokus aan daarmee en hou aan om dit te doen en hou aan om dit te doen en hou aan om dit te doen en jy sal sien hoe jou lewe verander. Doen net daai een enkele ding. Moenie klomp groot keuses maak nie. Een enkele ding. Here, op hierdie vlak gaan ek, dis waar ek my commit. Help my om daarby te bly en go for it en doen dit en hou aan om dit te doen en kyk hoe verander jou lewe. Jy sien wat as ek een ding reg gekry het, dan kan ek 2 reg kry. Is dit nie so nie? En as ek 2 reg gekry het, dan kan ek 3 reg kry. So kies net een. Gaan sit en sê vir jouself, dis waarheen ek op pad is, Here, en dis waar ek wil eindig. Iemand het eendag gesê, the most valuable math you can learn is to calculate the future cost of your current decisions. Die belangrikste som wat jy ooit sal kan leer om te kan uitwerk, wat gaan die effek wees van my keuses vandag? En ons maak baie keuses, 35,000 op 'n dag. Maar ek kan dit vir jou sê, as jy elke keuse onder leiding van Heilige Gees doen, of dit nou jou autopilot besluite is, en of dit jou Kairos of Kronos besluite is, maak nie saak nie, as jy dit doen onder leiding van Heilige Gees, waarborg ek jou, jy gaan suksesvol wees in hierdie jaar. Jy gaan suksesvol wees. Kom ons maak ons oë toe, dan bid ons net saam. Vader, dankie dat U met ons praat. Dankie dat U met ons deel. Here, dankie dat ons besluite kan neem. Ons hoef nie besluitloos te wees nie. Want U is daar. Hy help vir ons. U lei ons, U rig ons. U werk in ons. En ons maak 'n keuse vanoggend om te sê, Here, ons wil hê Heilige Gees dat U regtig in ons keuses sal inspreek. Dat U vir ons sal help om goeie en regte besluite te neem. Dankie dat U bereid is om ons te help en dat U betrokke is by ons elke dag se lewe. En dat U bereid is om in te spreek in ons lewens. Help ons, Here, om nie een Kairos oomblik in ons lewens te mis nie. Help ons daarmee asseblief. Ek vra dit asseblief, Here, dat ons dit nie sal mis nie. Terwyl jy oë gesluit het. Miskien sit jy, ons is by die begin van die jaar. Miskien is daar 'n paar groot besluite wat jy moet neem in hierdie jaar wat kom. Miskien oor jou besigheid, jou werk, familie, vriende, oor jouself. Keuses wat jy moet maak. Maak nie saak wat daai keuse is nie. En dit is so half, ek sien nie uit daarna om hierdie ding deur te werk nie. Ek sien nie uit om 'n keuse te maak nie. Maar jy moet die keuse maak. Ek wil graag saam met jou bid en vra dat die Here vir jou wysheid en insig sal gee, dat hy sal inspreek in jou lewe op so 'n manier dat jy regtig die regte keuses kan maak. So as jy wil ek moet saam met jou bid, staan gou op jou voete, sê net, Here, hierdie keuse kom gee ek vir U. Ek wil hê U moet my kom help hiermee. Kom wys my, kom lei my met dit wat ek moet besluit. Dis 'n eenvoudige uitnodiging. Jy weet as jy moet reageer, gee dit vir die Here. Moenie alleen stoei nie. Sê net, Here, hier is dit. Hier is dit. Ek weet nie wat om te doen nie. Miskien weet jy net eenvoudig nie wat om te doen nie. Jy weet net nie wat om te doen nie. Wel, vertrou die koning wat weet. Vertrou die koning, hy weet. Ek en jy kan dalk nie die som uitwerk wat ons keuses se effek gaan wees oor 'n jaar van nou nie. God weet alreeds. Los dit vir hom. Vader,
Jy sien elke man en vrou wat voor U staan. U ken hulle harte, U ken die keuses wat hulle moet maak. U weet presies wat dit is wat in hulle harte werk op hierdie oomblik. Daarom kom vra ons nou vir U. Heilige Gees, U wat in hulle woon, U wat teenwoordig is, dat U regtig deur goddelike inspraak U self en U wil vir hulle lewens sal kom duidelik maak, verstaanbaar maak. Kom betree met U bonatuurlike heerlikheid, hierdie tydelike wêreld van elkeen van hierdie mense wat voor U staan. Elkeen, kom betree dit in hierdie oomblik. Heilige Gees, dat hulle bewus sal wees van die teenwoordigheid van die Gees van die Allerhoogste God, van Heilige Gees, wat in hulle wese praat en met hulle deel en met hulle werk. Help hulle om besluite te neem, help hulle om die regte keuses te maak, wys hulle met duidelikheid. Here, waar dit nodig is, stuur mense hulle pad langs wat kennis het en vaardigheid het, Here. U sê by die veelheid van raadgewers is daar wysheid. Here, geef hulle daai raadgewers. Help hulle om U stem te hoor. Help ons almal asseblief om U stem te hoor, Here. Dat ons 'n duidelike ingesteldheid sal hê om U stem duidelik te hoor wanneer U met ons praat, wanneer U ons tydelike lewe kom betree, sodat die keuses wat ons maak, die regte keuses sal wees in lyn met U wil en U woord. Dankie, dankie, dankie dat U dit vir ons doen. Ons eer U en ons loof U daarvoor in die magnifieke en die wonderlike naam van Jesus, die koning van alle konings. Amen.